Ons lees vandag die gedeelte van 29 Julie uit die Here is my herder van Lizet Murray. En die opskrif vir vandag se gedeelte is liefde beteken soms om te wag. Ons teksvers kom uit 2 Kronieke 6 vers 19 en ook verse 29 en 30. En die teksvers sê: Hoor tog, Here my God, die gebed van u dienaar. Hoor sy smeking, luister na die hulpgeroep. Die gebed wat u dienaar tot u rig. Luister tog na elke gebed, elke smeking wat van enige mens of van u hele volk Israel mag kom, soos elkeen sy plaag en sy smart te kenne gee en sy hande na hierdie tempel toe uitstrek. Luister en vergeef en gee aan elkeen wat hy verdien, soos u sy hart ken, want u ken die mense hart. Tyd is vir die Here baie relatief. Salomo het 7 jaar lank aan die tempel gebou en 13 jaar lank aan sy eie paleis. Met die inwyding van die tempel het Salomo 'n aangrypende gebed voor die hele volk gedoen, waarin hy pleit dat God die gebede van hulle wat in sy tempel kom bid, sal verhoor. En hy vra dat God hulle sal vergewe indien hulle sou afdwaal. Na die suksesvolle voltooiing van sy paleis het die Here eendag aan Salomo verskyn en vir hom gesê: Ek het jou gebed verhoor. En dit verwys na 2 Kronieke 7 vers 12. God het reeds Salomo se gebed by die inwyding van die tempel gehoor. Maar nou, na al die jare, bevestig hy vir die eerste keer dat hy die tempel as 'n offerhuis vir hom gekies het. Dit beteken nie dat hy in die tussenin jare afwesig was nie. Sy magtige teenwoordigheid in die tempel reeds met die inwyding gevul. In 2 Kronieke 7 vers 11 staan: Alles wat Salomo onderneem het aan die huis van die Here en aan sy eie paleis is voorspoedig afgehandel. God was daar, hy het goedkeurend toegekyk. U is altyd by my, Here. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.